Dus, goeiemôre almal wat ons gaan volg op Facebook en op YouTube. Soos hulle sê, klik on like, subscribe en follow, né? Daai rympie wat die mense altyd sê. Doen dit as jy wil, as jy nie wil nie, dan is dit ook maar alright. Amen. Halleluja. Ons is besig met 'n reeks oor 3 vers 16 in die Bybel. Ons gaan deur die hele Bybel en ons lees, kyk wat staan in elke hoofstuk, elke boek, so hoofstuk 3 vers 16. En ons trek nou al by Spreuke, en ek wil vandag aangaan, ek weet nie of julle onthou wat ek laas gepraat het oor Spreuke 3 vers 16 nie. Wie van julle kan onthou? Wat 'n rariteit. Ons gaan aan, maar dit is goed. Ek sê hulle 'n bietjie geheue verlies. Ons weet Spreuke gaan oor wysheid en kennis, né? Dis 'n boek van wysheid. Amen. Die meerderheid van die boek is geskryf deur Salomo, en ons ken vir Salomo. Salomo was die seun van Dawid, en hy het op 18-jarige ouderdom het hy koning geword na sy pa se afsterwe. En 'n engel, God het in 'n droom aan hom verskyn en hom gevra, wat wil jy hê, wat moet ek vir jou gee, om jou te help in jou koningskap? Hy wil graag wysheid hê. Hy kan hierdie groot volk regeer sonder wysheid nie. En toe God nog baie ingenoem met Salomo se antwoord, en hy sê, aangesien jy vir kennis gevra of 'n wysheid gevra het, gaan ek vir jou ook aansien gee en rykdom en 'n lang lewe. Maar voorwaarde is, hy moes in die voetstappe van sy vader volg, en hy moet die Here lief hê, dan sal dit goed gaan met hom, en hy sal 'n lang lewe hê. Maar ons weet wat het met Salomo gebeur, né? Dit is 'n hartseer verhaal. Hy het later van tyd het hy so baie vrouens gehad en nog meer skoonmaas. Ek dink sy skoonmaas se skuld dat hy van die pad af gegaan het. Jy moet baie versigtig wees, pastoor, jy vat vrou aan. Ek sê dit tongetjies. Ek weet nie hoe kan hy so baie wysheid gehad het en so baie skoonmaas saam met dit nie, want dit loop net nie vir my saam nie. Grappie, né? Dit is nie, dit is my eie opinie. Ja. So ons gaan 'n bietjie vandag kyk na wysheid en na kennis. Amen. Weet julle wat is die verskil tussen wysheid en kennis? What's the difference between wisdom and knowledge? Enigeen? Wysheid is wat jy mee geseën word, en kennis is dinge wat jy leer. Julle is op skool, universiteit. Julle leer elke dag, né? Julle bou kennis op. Nou wysheid is hoe jy daai kennis op die regte manier geaanwend en toepas. Kennis leer jy as 'n menslikheid, maar wysheid kan jy van God vra. Jakobus sê mos, as jy wysheid kort kom, moet jy dit van God bid en hy sal dit vir jou gee. Amen. 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 So wysheid is hoe jy jou kennis gaan toepas. Ek wil vir julle net gou ietsie illustreer. Ek gaan kyk of ek dit kan doen met die kort koord. Ek moet daarmee my gitaar uitkom. Ek gaan nou maar eers hierdie, Sien jy, kom ons daar, mama. ja, Prys. ek gaan nou maar eers hierdie manier afval. So, is 'n heel eenvoudige illustrasie. Ek het myself geleer gitaar speel. So ek het kennis opgedoen van hoe om 'n gitaar te speel. Enige van julle het die kennis om 'n gitaar te speel, behalwe my vrou? Enige een? Okay. So ek gaan julle 'n bietjie kennis gee. Ek gaan julle nou 'n klasie gee, 'n kort klas. Ons het nou 'n song gespeel, die Here, dis so lekker om die Here te dien. 'n Lied. Hy sing koord, hy sing sleutels. Elke sleutel het verskillende akkoorde. Gewoonlik 3 major
hoofakkoorde wat saam in die sleutel gaan. Nou, dit is so lekker om die Here te dien is in 'n D-sleutel. En saam met D-sleutel loop die akkoord D, A en G. Okay? En op die gitaarbord het jy sien jy hiersoos verskillende frets, bandjies hierso. Nou D speel hy daar. A en D, G. Okay, dis kennis. Nou wysheid is om die kennis op die regte manier toe te pas. Ek kan nou, wysheid sê vir my, ek moet dit nou hier, kennis, en die toepassing daarvan is nou reg, né? Ek kan nou nie gaan en die song hier speel nie. Dit klink nie lekker nie, né? So dit is wysheid en kennis. Kennis leer jy hoe om 'n gitaar te speel, en wysheid help jou om die kennis wat jy opgedoen het reg toe te pas. Okay? In kort. Wysheid en kennis. So wie van julle het kennis en wie van julle het wysheid? Ons almal. Nee. Sien, ek moet nou wysheid in die dag lê om hierdie ding reg aan te wend. Sien julle? Praktiese lessies. Okay. My vraag vandag is vir julle elkeen wat vanmôre hier sit. Soek ons as kind vandag werklik die aangesig van die Here, of het dit te moeilik geraak om Here se aangesig te soek? In ons gejaagde lewe maak ons werklik nog tyd om die Here te soek? Of het dit te moeilik geraak? Hoeveel ure in 'n dag het ons? Kan ons vir die Here vra om vir ons nog ure by te voeg? Nee. Die Here gee vir ons wysheid om die 24 uur reg toe te pas. Reg aan te wend. Dit is 'n sekere aantal ure by die werk, en dit is 'n sekere aantal ure by die huis. Hoe jy jou tyd toepas is hoe jy wysheid aanwend. Het die Here 2 minute van jou dag, of het die Here 5 minute, of 'n halfuur of 'n uur? Hoeveel tyd van jou dag gee jy vir die Here, die skepper van die heelal? Jou konstante companion, jou liefling van jou hart. Hoeveel tyd spandeer ons om verhouding met die Here te bou? Wat gaan gebeur as man en vrou saamleef, maar hulle spandeer geen tyd saam? Hulle praat nie met mekaar nie, hulle ignoreer mekaar die hele tyd, hulle is van bed en tafel geskei, die een bly aan die kant van die huis, en die vrou bly aan daai kant van die huis. Wat gaan gebeur met hulle verhouding? Hoe verder jy van mekaar af beweeg, hoe kouer raak jy. Hoe verder jy van die Here af beweeg, hoe kouer word jy. Bly by die Here, bly laag aan sy voete, maak tyd om die Here se aangesig te soek. So ek gesê het, kan julle onthou toe ek met Spreuke begin het, dis kitskoffietyd of is dit 'n perkuleertyd? Onthou julle dit? Nee. Onthou julle dit nie? Die Here wil hê dat ons perkuleertyd, weet julle wat is perkuleer? Dis daai masjienkie wat daar langs die deur staan, maak so snaakse geluide. Hy gooi koffie daarin en hy drup water daardeur. Dit vat gewoonlik partykeer tot 'n halfuur toe vir daai koffie om mooi lekker te brou. Na hele huis se aroma, so die hele huis ruik na daai koffie. Te lekker, dit ruik na 'n koffiewinkel. Ons sal vir jou bid. So die Here wil hê dat ons 'n perkuleertyd saam met hom spandeer. Maak tyd saam met die Here. Die lewe het so kits geword. Dis kits koffie, dis kits dit en dis kits dat en dit is nee mense. Maak tyd vir die Here. Nou deesdae, ek het die week tot die volgende gevolgtrekking gekom dat
wat vir my nogal baie hartseer is die volgende. Al hierdie apps, die Bybel apps wat jy op jou foon het, en Google. As jy nie 'n versie verstaan nie, dan gaan jy gou explain this and this and this to me. Zoep, kom maar 'n hele verklaring vir jou na vore. Het ons werklik nog die tyd wat ons in 'n woord van die Here spandeer en vir die Heilige Gees vra om die woord vir ons oop te breek? Of het dit ook 'n kitstyd geword? Ouch, ek praat met myself. Perkuleer ons op die woord van die Here. Perkuleer ons in ons tyd in aanbidding voor die Here. Of is dit kits? Gooi koffie gou in en jy gooi water in en jy drink dit. Ons moet perkuleer, mense. OK. Jakobus 1 vers 5 sê vir ons. Ons moet bid vir wysheid. As jy die eienaarshandleiding van die Here aanwend, dis 'n boek. Hy is geskryf, daar is ons wit op swart, sien julle? Dis kennis, dis dooie woorde. Maar as die Heilige Gees in jou hart begin werk, Amen. dan maak jy die woorde oop en hy bring vir jou wysheid. Maar kennis, dis net kennis, dis net 'n boek, as jy hom net gaan lees. Maar vertrou en vra die Heilige Gees om die woord vir oop te maak. Kyk wat sê daar in Jakobus 1 vers 5. As iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal gee. Eenvoudig gee, sonder om te verwyd. En dit sal aan hom gegee word. Dis 'n feit. Dit sal aan jou gegee word. Vra en jy sal kry. Vra vir wysheid en jy sal dit ontvang. Sonder verwyd. Sit vir my daar in Amplified aan asseblief. Weet jy wat se Amplify? Amplify. Wat doen 'n amplifier? Hy maak hom harder. So dis wat die Amplified nou doen. Kom ons kyk. If any of you is deficient in wisdom, as julle wysheid kort kom, let him ask of the giving God who gives Amen. to everyone liberally and ungrudgingly, without reproaching or fault finding, and it will be given to him. Sit my die ander ene op, daai met die plussie by. If any of you is deficient in wisdom, let him ask of the giving God who gives to everyone liberally and ungrudgingly, without reproach and fault finding, and it will be given to him. Gee en vra en God sal gee, sonder verwyte. Amen. Omdat hy jou lief het. En hy wil hê dat jy moet groei. En die woord van die Here, die eienaarshandleiding van die Here, reg toepas. Amen. Ons moet oppas dat ons nie die woord verkeerd toepas nie. Ons eie idees in die woord inprop nie. Dis baie waar. Jesus is die fondasie van ons geloof. Hy is die evangelie. Paulus praat daarvan. Hy het die fondasie gelê, maar ons moet oppas wat ons daarop bou. As jou fondasie skeef is, dan is jou huis skeef. Alles wat jy daarop bou is crooked, is haywire. Praat ek nie mooi Afrikaans nie. Praat ek, okay. Amen. Amen. Alles wat jy daar op 'n huisie, op daai fondasie bou is verkeerd. As jy daai sementslab gooi, dan is die een kant, dan lyk hy so skeef. Dan as jy 'n dumpy level, weet jy wat se dumpy level? As jy daai ding wat jou die levels, wat jy levels wys. Wat die geleerde ouens gebruik.
As jou vloer skeef is, kan jy wat ook al probeer om jou muur reguit te hou, jy gaan nie. Jou muur gaan miskien reguit wees, maar jou vloer gaan nog steeds deur mekaar skeef wees. Nee, mense, Jesus is die enigste een wat vir ons die fondasie gee van ons ewige lewe. Gaan dan heen, Matteus 28 vers 19. Maak disippels van alle nasies en doop hulle en leer hulle. Jy kan nie toelaat dat 'n babietjie hier voorkom staan en preek nie. Hy gaan net babbeltaal praat. Wat niemand verstaan nie, né? Hy moet eers groot word. Amen. Amen. Dis jou boom, laasweek, dis jou boom. Ja, daai boom. Ja. Ek is nog by my inleiding. Ek wil hier sê, so ons het nou gesien, julle weet nou almal wat is die verskil tussen kennis en wysheid. Want dink maar net aan 'n gitaar. Jy leer om 'n gitaar te speel en jy gebruik wysheid om jou te help om die ding reg, die kennis toe te pas. Wat gebeur, hier is op skool, wat gebeur as jy in wiskunde klas sit, wie het julle wiskunde? Wat gebeur as jy in die wiskunde klas sit, en jy gebruik driehoeksmeting se wette om algebra te doen? Jy kan nie. Maar driehoeksmeting wys vir jou die hoek, werk vir jou hoeke uit en al die dinge. Maar algebra sê vir jou wat is 1 + 1. Totaal en al verskillend. En jy kan ook nie 1 + 1 se wet gebruik om 1 × 1 toe te pas nie. Nee? Dis kennis. Hulle het vir ons gesê, wiskunde is 'n verstaanvak, maar dit is nie, is 'n leervak. As jy nie jou wette ken nie, kan jy nie wiskunde doen nie, né? Jy kan nie maalwet gebruik by optel en aftrek en deel nie. Jy moet die regte wet op die regte plek toepas. Dis net soos met die woord. Jy moet toepas dit wat jy geleer het op die regte wyse. Dis waar wysheid inkom. As jy wysheid kort kom, dis nou nie meer daar nie. As jy wysheid nodig het, moet jy vir die Here vra, né? En hy sal dit vir jou gee. In 'n groot mate. Onthou dit, ek sien niemand skryf iets neer nie. Daar is in Jakobus 1 vers 5. Hy gee sonder om te verwyd en dit sal aan hom gegee word. Die Engels sê dit mooi, hy gee vir jou groot maat, amplified. Soos my die ESV aan. As jy al Engelse Bybels lees, die Amplified, ESV en die TLV. Daai 3. ESV. Het jy nie ESV op? Nee, jy het nie ESV. Nee, is alright. Ja, nee, is reg. Grootmaat, wysheid kom in grootmaat. Hoekom? Want jy het baie wysheid nodig, veral 'n ouer met hulle kind, veral as die kind 'n tiener is, né? Nee? Ek sal nou nie in die rigting kyk nie. Ouers het baie wysheid nodig. Amen. Amen. Ek het hier geskryf, goddelike wysheid word gevind in die Here deur tyd saam met hom te spandeer en in verhouding met hom te staan. Paulus skryf hiervan in 1 Korintiërs 8 vanaf vers 1. En met betrekking tot offervleis aan die afgode weet ons dat ons almal kennis het. Sien julle daar? Die Jode het almal geweet, jy kan nie offervleis, jy mag nie offervleis eet nie, wat aan afgode geoffer is. Want dan maak dit jou onrein. So hulle het dit geweet, dis kennis. Die kennis maak opgeblaase, maar die liefde stig. Wat sê hy hierso? Die ouens wat so baie sertifikate en goed teen hulle mure het, hulle raak later aan hoogmoedig oor al die kennis wat hulle opgedoen het, né? Ek weet meer as wat jy weet.
Nee? Kennis maak jou hoogmoedig, maar liefde, wat sê jy nou? Liefde, bou op. Dit help jou om met jou medemens oor die weg te kom en hulle aan te moedig. As iemand meen dat hy kennis het, weet hy nog niks soos 'n mens behoort te weet nie. Amen. Wêreldse kennis bring jou niks in die sak eintlik. Dit gaan jou miskien 'n groot salaris aan die einde van die maand gee, want jy het 5 grade agter jou naam. Maar is jou hart reg? Maar as iemand God liefhet, hoor dan, as iemand God liefhet, wat sê daar? Word hy deur hom geken. Hoe meer tyd jy in die Here se teenwoordigheid spandeer, hoe sterker is jou verhouding met die Here. Hoe sterker is God se liefde vir jou en hoe sterker is jou liefde vir God. En dan sê hy, die word deur hom geken. Ken God jou vandag? Amen. Ken jy vir God? Ken jy vir Mandela? Ramaphosa, of wie ook al die ou is? Ons weet net van hulle, maar ons ken hulle nie. Ek ken nog nie my Boeta so goed nie, want ek spandeer nie genoeg tyd saam met hom nie. Amen. Want ons kan nie. Hulle is ver. Nee, Dis waar. dis die waarheid. Net so met julle ook. Ek ken julle nie regtig nie. Want ek spandeer nie genoeg tyd saam met julle nie. Nee. Ons sien mekaar net Sondag en miskien deur die week waar ons vir mekaar. Maar nie so ons moet tyd maak vir mekaar. Dat ons mekaar kan ken. Hierdie gaan om. Hoe meer tyd jy saam met iemand spandeer, hoe beter leer jy daai persoon ken. Dis wat hy sê. Die word deur hom geken. Amen. Amen. Is waar. Ken jy vir God? Ek vra dit weer. Amen. Ken God vir jou? Amen. Is waar. Die mate hoe jy God ken, is direk eweredig aan die mate hoeveel tyd hy in sy teenwoordigheid spandeer. Dis 'n wiskundige term, né? Dis direk eweredig. Ek onthou dit nog van skooltyd. Die twee teenstellings, jou tyd aan die Here is direk eweredig aan God se kennis van jou en jou kennis van God. OK, dis reg. Checkers. Romeine 2 vers 4. Ons moet, ek net hier lees, ons moet liefde najag. Kry vir ons so lank Romeine 2 vers 4 daar. Daarinteen moet ons liefde najag, want liefde het die vermoë om op te bou en mense bymekaar te bring en skanse af te breek. Jaag liefde na met alles wat jy het en jy sal deur God geken word. Is dit nie wat ons almal na smag nie? Om deur God geken te word. Wat is jou versigtiging van jou hart vandag? Wil jy nie aanvaar word deur God en bovenal deur die mense nie? Spandeer tyd saam met jou geliefdes. Romeine 2 vers 4 sê vir ons: of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid, dis groot Afrikaanse woorde hier, goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering lei nie. Wat sê Paulus hierso? Lees vir ons, ek sal vir ons die Amplified hier lees. Jy kan maar vir ons daar opsit. Or are you so blind as to trifle
with and presume upon and despise and underestimate the wealth of his kindness and forbearance and long-suffering patience. Ja, nou kan ek sien. Are you unmindful or actually ignorant of the fact that God's kindness is intended to lead you to repent, to change your mind and inner man to accept God's will? Amen. Is dit nie mooi nie? Beautiful. God's kindness, God se goedheid, lei ons tot bekering. Ons het groot geword in die Pinksterwêreld met hierdie tentveldtogte. Wat het daai evangelis altyd gepreek? Draai of braai, die hel is warm. Amen. As jy nie nou repent nie, gaan jy doodgaan, gaan jy in die helse vuur brand. Maar wat sê Paulus hier? Dis die goedheid en die liefde van God wat jou tot bekering bring. Nie hel en brimstone nie. Dis wel 'n feit, dit is daar. Dit is geskaap, dis daar vir die mense wat die Here nie aanvaar as verlosser en saligmaker nie. Maar dis nie die evangelie om vir die mense te sê hel en brimstone en draai en braai nie. Dis nie die evangelie nie. Want so lief het God die wêreld gehad. Amen. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit is die kruks waarom die evangelie gaan. Jesus het aarde toe gekom, hy is op 33-jarige ouderdom gekruisig, gesterf, opgestaan, en hy is by die Vader. Dit is die kruks van die evangelie. En wat doen ons met daardie kennis? It is the goodness of God that leads us to repentance. Amen. Amen. The goodness of God leads us to repentance. Romeine 10 vers 14. So dit wat ek vir julle gee vandag is kennis, né? Amen. So julle moet nou gaan vir Heilige Gees vra om hierdie kennis vir julle so julle kan toepas in julle daaglikse lewe. Wysheid, Jakobus 1 vers 5. As julle wysheid kort kom, vra en julle sal dit kry. Want God gee dit vir ons wanneer ons vra. 'n groot mate, so julle kan toepas. Dis hoekom ek nie lank preek nie, want die mens kan nie al die inligting anders onthou nie. Maar ons gaan probeer. Waarso trek ons nou aan? Romeine 10 vers 14. En die tyd is 10 uur. Romeine 10 vers 14 en 15 sê: Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? Hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Dis waar. En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die een wat die evangelie van vrede verkondig. Van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Hy praat nie net hier van die ou wat hier voor staan nie, hy praat dit van elkeen van ons. Want Matteus 28 vers 19 is vir elkeen van ons gegee. Gaan dan heen, maak disippels en doop hulle en leer hulle. Amen. Vir elkeen van ons. Preek, tydig en ontydig. Amen. Amen. Paulus praat vir die evangelie van vrede. Ons hoef nie mense bang te praat om hulle te forceer om 'n keuse vir die Here te maak nie. Ek het genoem van die hel, ons hoef nie te praat oor die hel nie, ons moet die mense waarsku. Dat daar is 'n hel. As hulle nie hulle lewens regmaak nie,
kan dit veroorsaak, dit gaan veroorsaak, dat hulle tyd weg van die Here af gaan spandeer in die ewigheid. 2 Korintiërs 7 vanaf vers 9. Preek die evangelie en verkondig dit. Dis mos hoekom jy tot bekering gekom het. Hoekom het jy tot bekering gekom? Wat is die gevolge van jou bekering? Maak disippels. Amen. Jy het tot bekering gekom, maar 'n babietjie kan nie 'n babietjie die evangelie verkondig nie, né? Hy sê jy moet maak disippels. Disipel maak is leer hulle die basiese beginsels. Ons gaan met julle die kursus doen, basiese beginsels, sodat julle kan sterk word in die Here. Amen. Amen. Sodat julle ook die evangelie kan verkondig. 2 Korintiërs 7 vanaf vers 9. Maar nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering. Amen. Want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie. Amen. Dan sê in vers 10, want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. Amen. Dis heel eenvoudig. Goddelike berou lei tot goddelike bekering. Berou, bekering. Maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Want kyk, juist dit, dat julle bedroef geword het volgens die wil van God, wat 'n groot ywer het dit in julle gewerk. Ja, verantwoording, verontwaardiging, vrees, verlange, ywer, bestrawing. In alles het julle bewys dat julle in die saak rein is. Amen. Goddelike berou lei tot goddelike bekering. Menslike berou lei tot die dood. Die berou wat die wêreld bewerk, lei tot die dood. Kan julle onthou Oscar Pistorius? Oscar Pistorius, het julle miskien een of ander tyd sy hofsaak gesien? Daai man het gehuil soos 'n babietjie in hy dokke, toe hy daar gesit het in die hof. Hy het gehuil. Dink julle dit was menslike berou, was dit goddelike berou? Dit het nie gelyk na goddelike berou nie. Menslike berou is wanneer jy uitgevang word vir iets wat jy verkeerd gedoen is. As jy nie uitgevang word nie, gaan jy aanhou daarmee. En goddelike berou is wanneer jy tot bekering kom en God wys vir jou, kom tot bekering, laat staan dit wat jy doen. Amen. Judas was spyt. Hy het berou gehad oor sy doen en late. Maar wat het dit hom in die sak gebring? Hy het berou gehad omdat hy Jesus verraai het. Dis waar. Maar hy het nie in gehoorsaamheid teruggekeer na die Here toe nie. Judas het gewens dat hy dit nie gedoen het nie. En hy het homself van ophang. Goddelose hartseer lei tot die dood. Menslike hartseer lei tot die dood. Dis wat Paulus hiervan praat. Petrus het die Here verloon, maar aan die ander kant het hy bitterlik geween. En hy het homself bekeer en van plan verander. En Petrus het nadat hy weer verander het, teruggekom en die Here getrou gedien. Sien julle die verskil? Amen. Menslike berou en goddelike berou. Ware bekeerling en goddelike hartseer lei tot versoening met God en 'n lewe van vrede. Amen. Bekering is nie net bloot jammer wees oor sonde nie. Soos ons gelees het in 2 Korintiërs 7 vers 10. Want droefheid uit die wil van God bewerk 'n onbekeerlike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Dit help nie net jy is jammer oor dit wat jy verkeerd gedoen het. Jy moet bely en laat staan. Amen. Heerlik, ja. Ware bekering is meer as net jammer te wees. Dit is 'n omdraai van die hart na God en na geregtigheid. Bekering is nie bloot om 'n verkeerde daad te stop nie.
Terwyl bekering homself demonstreer in die feit dat 'n mens ophou om kwaad te doen, beteken dit ook dat 'n mens sy hart totaal en al tot die Here draai en sy wil onderdanig stel in God se wil. 'n Mens mag dalk ophou om kwaad te doen, maar ware bekering beteken dat jou hart nou verander. Amen. Hy's gebroken en hy's verneder, eerlik en hy's oop en gewillig om meer van Jesus te leer en te ontvang. Dankie Lord. Bekering is nie net voorgee nie. Ware bekering kan jy sien aan die vrug wat hy dra. Dra dan vrug wat by die bekering pas. Amen. 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 Aan jou vrugte sal jy geken word. Ek wil afsluit met Salomo wat gevra het vir wysheid. Ware wysheid en kennis is skatte wat meer werd is as enige aardse besitting. Hulle word gevind net in Christus, die bron van alle waarheid, en word uitgeleef deur eerbied vir God en gehoorsaamheid aan sy wil. Ons moet wysheid omhels, haar vasvat en die seëninge en lewe ervaar wat in Spreuke 3 vers 18 beloof word. Kyk vir ons daar, Spreuke 3 vers 18. Die skrywer van Spreuke, Salomo, het wysheid 'n vroulike vorm gegee. So, wanneer hy van wysheid praat hy van die vroulike vorm. Nogal interessant. Dit lyk my 'n vrou is wyser as 'n man. Het jou gewaarsku, pastoor? Spreuke 3 vers 18 sê dit is 'n lewensboom vir die wat dit aangryp en elkeen wat dit vashou is gelukkig. Lees vir ons, gaan net 'n bietjie 'n paar verse voor dat ek net die mense herinner aan verhaal van vers 15 of vers 13. Gelukkig is die mens wat wysheid gevind het en die mens wat verstand verkry. Amen. Die mens. Hy praat van die man, né? Nee. Dit is mos een in Christus. Want die verkryging daarvan is beter as die van silwer en die verwerwing daarvan beter as van goud. Amen. Wysheid, né? Dit is kosbaarder as korale en al jou klein node kan daar nie mee vergelyk word nie. Wysheid. So kosbaar, né? En in sy regterhand is lengte van dae, in sy linkerhand rykdom en eer. Sy weë is lieflike weë, en al sy paaie is Vrede. vrede. Amen. Die vrede wat in God te vind is wanneer ons tyd in sy teenwoordigheid spandeer. Dan sal hy ons wys hoe om die kennis in hierdie woord reg toe te pas. As jy wysheid kort kom, vra vir die Here en hy sal dit vir jou gee. Amen. Pastoor het nou gepraat van die Eva wat gevorm is in die ribbebeen. Het julle geweet dat die ribbebeen die enigste been in jou liggaam is wat permanent groei, wat aanhoudend groei? As hy gebreek is, dan groei hy vinnig weer aan. Breek hom weer, dan groei hy weer. Dis die enigste been in jou liggaam wat vinnig aangroei. Ja. Dis hoekom die Here die ribbebeen gebruik het. Ja. Sien, pastoor, jy het nou gevra. Sy het gesê ja, so die vrou weet. Die vrou weet. Ja, kom ons bid saam. Dankie Lord. Here, baie dankie dat ons vanmôre rondom die woord kon gesit het. Dankie Here vir die goedheid, die getrouheid en die liefde en die vrede Dankie Abba. vir elkeen van ons. Here, ek bid vir elke persoon wat vanmôre hier sit, Here, dat hulle in hulle harte sal erken en sal vra dat hulle meer tyd saam met U sal spandeer, Here. Ek dink elkeen van ons is skuldig daaraan. En ek dink elkeen van ons smag daarna om 'n beter en 'n sterker verhouding met U te hê.
sodat ons so kan sê, ons ken God, en hy ken ons. En al hoe dit gaan gebeur is deur tyd te spandeer in die aangesig, voor die aangesig. Ek vra dat U ons sal vergewe, dat U ons sondes sal vergewe, Here. Dat ons nie net menslike berou sal hê nie, maar dat ons goddelike berou sal hê. Oor dit wat ons verkeerd doen in ons lewens, Here, dat ons dit op sy sal plaas, voor die voete sal neerlê, Here. Vra dat U ons sal vergewe, as U dit sal aantrek na U toe, Here. Dankie, Here Jesus, dat U met ons is en dat U net elkeen van ons, waar ons is in hierdie week wat voorlê, dat U met ons sal wees, dat U ons grondgebied sal uitbrei. En ek bid ook vir die finansies, Here, dat U elke persoon se harte sal seën, wat gee, dat hulle geseënd sal wees, waar hulle ook al gaan, Here. Groot geseënd sal wees, Here. Dankie, Jesus, en ons loof en ons prys U vir U goedheid, U getrouheid en U liefde. Dankie, Jesus. Amen. Dankie julle. Dankie julle. Dankie.